Goeienaand, liewe vriende, en baie welkom vanaand hier saam met ons by die tafel. Ons weet dat die Here Jesus het daardie aand toe hy die nagmaal ingestel het, het hy saam met sy vriende gaan sit en hulle het Pasga gaan geniet. En dit was nie net 'n klein broodjie en 'n bietjie wyn nie, maar dit was sommer 'n ete waarby hulle saam gekuier het en waar hulle verhoudings met mekaar gebou het. Nou ja, ek glo natuurlik dat as die Here vandag by ons sou kom sit hier in Suid-Afrika, dat dit om 'n vuur sou wees. En daarom het ons vanaand 'n vuur aangesteek, wat iets sê van ons kuier saam met mekaar. Maar die vuur herinner ook vir ons aan die simbool daarvan wat ons lees in Handelinge, dat toe die Heilige Gees uitgestort is, daar 4 tonge was. En dit herinner ons dat die Heilige Gees ook by ons is. Miskien het jy ook vanaand 'n vuurtjie aangesteek, anders steek sommer 'n kers aan, iets om jou te herinner dat die Gees ook vanaand by julle en julle tafel is. Vriende, ons het ook 'n ekstra tafel gedek, 'n ekstra plek gedek by ons tafel vanaand. En dit is vir ons 'n simbool om ons te herinner aan mense wat ons graag by ons sou wou hê. Dat ons as gemeente graag saam sou wou wees, vriende en familie saam met wie ons sou wou wees, maar terselfdertyd ook dan die voorreg wat ons nog steeds het, dat ons as familie kan saam wees. En daarom wil ons jou nooi om saam met ons ook by ons tafel te sit. Al is jy daar by jou eie huis, en al is jy daar in jou eie gemeenskap, dat ons steeds as gemeenskap van gelowiges vanaand gemeenskap met mekaar rondom die tafel kan hê. Kom ons begin vanaand en ons bid dan saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees. Here, omdat U die God is wat vir ons verlos het. Dat ons vanaand kan sit en kan dink daaraan, dat U by U disippels gaan sit het, met hulle gekuier het, en hulle geïnspireer het, vir dit wat vir hulle voorlê. Ten spyte daarvan dat ons weet dat U ook geweet het wat voorlê, en dat U ook toe reeds dalk ook in angs moes wees. Here, dankie dat ons vanaand by U voete kan kom sit, en dat ons herinner kan word, dat U liggaam gebreek is, te wille daarvan, dat ons verlos kan wees. Dankie dat U vanaand by elke huis teenwoordig is, en ons bid dat U ook in ons verheerlik sal word. Amen. Vriende, ek wil graag vanaand vir ons so 'n gedeeltetjie lees, en die eerste gedeelte kom uit Numeri 21. Numeri 21 vanaf vers 4, die koperslang. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarin het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het U ons uit Egipte laat trek, net om ons in die woestyn te laat sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid, en die Here het vir Moses gesê: maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Johannes 3 vanaf vers 14. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Die Israeliete
Die Israeliete het nou net 'n groot veldslag gewen. Maar nou moet hulle so 'n ompaadjie trek weer 'n stukkie deur die woestyn en dadelik rebelleer hulle. En hier staan so mooi dat hulle teen God en Moses uitgevaar het. Hulle het gerebelleer teen God en deur die leierskap wat deur God aangestel is. En dan besluit God om hulle te straf. En hy stuur giftige slange in die volk in en hierdie slange pik hulle en hulle gaan dood. Die oorspronklike taal praat van brandende slange eintlik, wat waarskynlik verwys dan na die brand van die pik en die gif en die effek daarvan. En dan bely hierdie volk. Hulle kom terug na God toe en hulle besef hulle het sonde gemaak en ons lees dat hulle dit bely. En dan gee die Here vir Moses die opdrag om te sê, Moses gaan sit 'n afbeelding van daardie slange, gaan sit dit op 'n paal en sit dit daar hoog bo. En ons vermoed dit moes 'n redelike hoë paal gewees het sodat dit deur die hele volk se woonplek gesien kon word. Moses gaan doen dit dan, hy gemaak dan 'n koperslang, sit dit op en wanneer hulle na hierdie koperslang kyk, dan word hulle dan gesond as hierdie slang hulle gepik het. As ons hierna gaan kyk, dan kan ons vir onsself vra, maar het God eintlik vir hulle opdrag gegee om dan nou 'n afgod te aanbid hier? Nee, dis glad nie so nie. Die Here het hierdie opdrag gegee in die eerste plek om hulle te herinner aan die sonde wat hulle gedoen het. Wanneer hulle gekyk het na die paal en die slange gesien het, hulle geweet dat hulle teen God gerebelleer het. Maar aan die ander kant het God ook gekom en hy het 'n stuk van sy genade vir hulle kom wys. So wanneer hulle opgekyk het na hierdie beeld, dan was dit eintlik 'n beeld van God se genade. Het hulle eintlik na God toe opgekyk en was dit nie die beeld wat hulle gesond gemaak het nie, maar hulle erkenning daarin dat dit God is wat dit kon doen. Nou ja, ons ken die tyd waarin ons is en ons weet van die coronavirus wat soveel siekte, soveel selfs dood in die wêreld veroorsaak. Nou, ek moet nou vir julle bely dat ek hou byvoorbeeld glad nie van 'n fliek wat van biologiese oorlogvoering en virusse en sulke goed nie. Ek is nie ek weet nie hoekom nie, maar ek kyk dit nie sommer graag. En toe ek nou hierdie ding hoor wat begin gebeur in die wêreld, toe sit ek en dink, hoekom sou dit wees dat dit mense soveel vrees gee en dat dit ons bang maak? En een van die dinge, dink ek, is omdat dit vir ons so 'n onbekende is. Omdat dit eintlik 'n vyand is wat ons nie kan sien nie. Ek en my seuns het ander dag gepraat, miskien moet iemand 'n ontdekking maak van iets wat jy kan sprei en dan daar waar hierdie virus is, dan gloei dit sommer so neongeel en dan weet 'n ou om daai handreiniger uit te pluk en te spuit en skoon te maak. Dan is dit darem 'n vyand wat 'n ou kan sien waarteen dit vir 'n ou voel jy kan veg. En weet julle, toe ek daaroor dink, toe besef ek, daar is eintlik ander goed in die lewe wat ons nie so ernstig opneem soos hierdie virus nie, maar wat baie dieselfde is. Ek dink nogal die Satan en sy travante, en selfs die sonde, is ook so. Dis 'n vyand wat ons nie sien rondom ons nie. Dis 'n vyand wat miskien so 'n klein bietjie weg van ons beweeg en daarom dat ons eintlik nie reageer daarop nie. Hierdie virus, mense lyk of hulle half dink half, ag, dit gaan my dalk nie tref nie. En dan skielik, dan tref die simptome. En dis eers wanneer die simptome tref, dat mense besef, maar hierdie is 'n realiteit deel van my lewe. Ek dink ook wat die sonde betref, is dit so. Ons dink eintlik nie daaroor nie, totdat die simptome my partykeer tref. En die simptome daarvan is partykeer dinge wat maak dat ons ongelukkig is in die lewe. Die manier hoe ek met mense om my werk, die manier hoe ek dalk met my familie werk, dinge wat ek doen, wat ek sê, wat nie volgens die wil van die Here is nie,
daardie goed maak baie keer dat ek 'n ongelukkigheid skep. En dan skielik kom ek dit eers agter, wanneer ek agterkom, ek is besig om mense te verloor. Dalk is daar selfs erger goed, mense is besig om goed te doen en jy dink, ag, dis nie so erg nie. En dan klop die polisie dalk eendag aan jou deur en sê, maar ons verstaan dat hier korrupsie is. Dit sien ons ook in ons land. Die slegte ding van hierdie virus is dat daar op hierdie stadium glad nie 'n teenmiddel daarvoor is. Daar is nie regtig medisyne nie en die simptome kan behandel word. En dit maak ons waarskynlik ook bang. Maar vriende, die goeie nuus is dat vir die sonde daar wel 'n teenmiddel vir ons beskikbaar is. Net soos wat daar vir Israel binne in hierdie tyd met die slange het die Here vir hulle teenmiddel gegee en daardie teenmiddel was hy self. So het hy ook dit kom gee vir ons as gelowiges teen die sonde. Ons gebruik dit ongelukkig nie altyd nie en ons dink nie altyd daaroor nie, maar dis die waarheid en dit is mos wat hier staan in die tweede teks wat ons gelees het. Daar staan, om jou te herinner, die seun van die mens moet verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. En dan die bekende vers, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is wat ons vier vanaand. Ons vier dat die Here Jesus Christus bereid was om sy lewe te kom gee. Om sy lewe te gee, sodat ons verlos kan wees. Jesus is nie net die teenmiddel nie. Jesus het die dood heeltemal oorwin. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak, dat ek en jy nie nodig het om sonde te doen nie. Hy het dit vir ons moontlik gemaak, dat ek en jy reg kan kies, as ons hom daarvoor sou vra. Straf die Here ons dan nou nog steeds vir hierdie sonde? Dis waarskynlik een van die vrae wat die meeste gevra word op die oomblik. En ek het baie dingetjies gelees, waar ouens beweer dat die Here besig is om te straf, en dat ons net moet omdraai en terugkom na die Here toe, en dan sal die virus ook verdwyn. Natuurlik is dit so, dat die Here ook hierdie virus kan oorwin. Want hy is die koning van alles, hy is die groot geneesheer. Maar tog wonder ek, want die Here straf tog ook dan nie sy kinders nie, en hierdie virus ontsien dan ook nie sy kinders nie. Dit het ons nou al meermale gesien in die laaste week of 2. Ek lees in vers 17, wat ons nooit moet losmaak van vers 16 nie. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het nie gekom om ons te kom straf nie, maar Jesus het juis gekom om die verlossing te kom gee, om die redding te kom gee. Dit is waarskynlik so, dat dinge soos hierdie virus nog steeds met ons almal gebeur, as gevolg van die effek van die sonde in die wêreld waarin ons leef. En ek twyfel nie vir 'n oomblik daaroor nie, dat die Here hierdie kan gebruik, om ons net nader aan hom te trek. En ek glo dit is wat hy wil doen. Vriende, en daarom is dit so noodsaaklik dat ons hierdie tyd gebruik om oor God te praat, om met mekaar oor God te praat, soos vanaand om die tafel, om oor hom te wonder en om met hom te praat, sodat hy ons kan verander. Vanaand gaan ons ook nou die nagmaal geniet. En ek wil julle nooi, gaan kyk gerus op ons YouTube channel, is daar 'n videoetjie wat ek gemaak het oor die betekenis van die nagmaal. Gaan kyk gerus weer daarna. Maar miskien om kort om net so weer saam te vat. Die nagmaal herinner ons daaraan om dat die Here Jesus Christus sy liggaam gebreek is ter wille van ons.
En ons kan dit so onthou, dat as ons opkyk, dan herinner dit ons dat daar 'n waarborg is, en is 'n vreugdesmaal waarmee ons besig is. Dat die Here vir ons waarborg dat ons gered het, en dat ons dankbaar kan wees daarvoor, en daarom in vreugde saam met hom kan leef. Maar ons kyk ook om ons rond, soos wat ons vanaand aan die tafel by mekaar sit, herinner dit ons dat dit 'n gemeenskapsmaaltyd is, waar ons as gelowiges by mekaar kom sit, Jesus wat in gemeenskap saam met sy disippels gesit het die aand toe hy die nagmaal ingestel het. Ons kyk egter ook agtertoe. En dit bring vir ons die herinnering van Jesus wat aan die kruis gesterf het. En dan kyk ons vorentoe, wat ons laat droom en laat uitsien na die wederkoms wanneer Jesus weer sal kom. En wanneer ons vir altyd saam met hom kan wees, en wanneer hierdie pyn en seer en siekte wat ons nou nog beleef in hierdie wêreld iets van die verlede gaan wees, maar dat ons in die heerlikheid van die Here Jesus kan leef. As jy nou nog nie gereed is vir die nagmaal nie, en jy het nog nie die wyn en die brood naby, of druiwesap, of wat jy ook al vanaand wil gebruik, en wat tot jou beskikking is nie, dan stel ek voor, pause vir 'n oomblik hierdie video, sit hom vir 'n oomblik af, en maak gereed aan julle tafel, en daarna gaan ek vir ons dan die nagmaal instel. Vriende, voordat ons dan nou ook die nagmaal gaan gebruik, gaan ons eers saam bid. En julle sal sien op die liturgie, op ons event vir vanaand, is daar dan ook 'n gebed, en ons gaan hierdie gebed bid. Kom ons bid saam. Here, U het bloed gesweet in Getsemane, en daarom weet ons, U verstaan ons onsekerheid en vrees in hierdie tyd, want U het dit self ervaar. Daarna het U voortgegaan en U lewe gegee aan die kruis, sodat ons verlos kan wees. Here, ons eer U as ons verlosser. Wanneer ons eet en drink, dink ons nou aan ons verlossing. Wil U nie ook die vrede wat alle verstand te bowe gaan en wat net U kan gee, in ons kom vestig nie? Here, kom gee ons 'n visie vir ons wêreld en maak ons sterk in U naam. Amen. Die Here Jesus het saam met sy disippels aan die tafel gesit, en toe het hy die brood gebreek, en hy het vir hulle gesê, wanneer julle weer die brood breek, sal julle daaraan dink dat my liggaam gebreek is, tot 'n versoening van julle sondes. Daarna het die Here Jesus ook die wyn geneem, en hy het dit ingeskink. En hy het gesê, wanneer julle weer die wyn drink, sal julle daaraan dink en glo dat my bloed gevloei het, tot 'n volle en 'n totale versoening van julle sondes. Vriende, wanneer julle nou daar vir mekaar gaan uitdeel, wyn of druiwesap, gaan skink en julle dit gaan proe en gaan ruik, wees seker daarvan, dat so seker as wat jy dit kan proe, so seker as wat jy dit kan ruik, so seker as wat jy dit kan sien, dat die Here Jesus vir jou sondes aan die kruis gesterf het. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here, baie dankie dat ons vanaand kan proe en kan voel, en dat ons kan weet dat U aan die kruis gesterf het, dat ons seker kan wees daarna. Dankie dat ons kan uitsien daarna dat U eendag weer kom. En Here, aan U wil ons al die eer gee, al die lof gee. En Here, vanaand wil ek bid dat
U ook hierdie virus wat ons lewens kom omkrap het. Here, dat U ook dit in U beheer sal hou. Ek bid dat U hierdie nooit sal laat verbygaan, sodat U mense en U wêreld nader aan U gaan trek nie. Here, sodat ons nader aan U kan kom, maar ek bid, Here, dat U ons sal bewaar en beskerm. Here, en dat U ons sal genees. Here, ek bid dat U ons land sal genees. Here, en dat U sal gee dat daar ook 'n geestelike genesing sal wees. 'n Emosionele genesing sal wees. Wat ons net by U kan kry. Here, en ons bid dat U verheerlik sal word in hierdie tyd. En ook vanaand in ons saam wees. En dit alles, Here, tot eer van U naam. Amen. Daar in ons liturgie is daar so 3 liedere weer wat julle gerus kan saam sing. En wanneer julle dan daarmee besig is, dink daaraan wat die Here vandag ook vir julle gedoen het. En vriende, geniet die saamwees met mekaar en mag ons vanaand verder ook wanneer julle by mekaar is, die Here se teenwoordigheid ervaar. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Vader, die gemeenskap met mekaar en die teenwoordigheid van sy Gees in julle lewens wees vanaand en in elke dag vorentoe. Amen.